Hallo almal en welkom. Is julle reg om 'n bietjie saam te oefen? Vandag gaan ons deur 'n paar belangrike vraewerk, net om seker te maak jy is heeltemal gereed vir daai groot eksamen. So, is jy reg vir 'n vinnige vasvraag? Dis sommer maklik. Ons gaan saam oefen. Ek gaan 'n vraag vra, dan gee ek jou 'n oombliekie om te dink en dan kyk ons saam na die antwoord. Onthou, hierdie is glad nie 'n toets nie, hoor. Dis net 'n lekker manier om saam te oefen. So, kom ons spring weg. Goed, afdeling 1. Hier gaan ons gesels oor kultuur en goeie lesse. So dit gaan alles oor ons ongelooflike land en die belangrike dinge wat ons elke dag leer. Reg, hier's jou eerste vraag. Vraag nommer 1. Hoeveel amptelike tale het Suid-Afrika? Dink 'n bietjie. Goed, en nou vraag nommer 2. Hoekom word Suid-Afrika die reënboognasie genoem? Dis 'n goeie een. Dink daaroor. Goed, het jy jou antwoorde? Kom ons kyk. Die antwoord vir daai eerste vraag is hierdie groot nommer. Ja, 11. Suid-Afrika het 11 amptelike tale. En vir die tweede vraag? Wel, ons word die reënboognasie genoem, want ons het so baie verskillende mense en kulture wat almal in harmonie saamleef. Presies soos al die kleure in 'n reënboog. Het jy dit reg gekry? Fantasties. Reg, kom ons gaan aan. Vraag nommer 3. Noem 2 feeste wat ons hier in Suid-Afrika vier. Dink aan die lekker dae wat ons afkry. En nou, vraag 4. Hierdie een gaan jou mond laat water. Noem 3 gewilde Suid-Afrikaanse kosse. Het jy aan 'n paar gedink? Goed, kom ons kyk wat die antwoorde kan wees. Reg, vir die feeste kon jy goed soos Diwali, Kersfees of selfs Erfenisdag genoem het. En vir daai lekker kosse, wat van braai, pap, biltong, bunny chow of melktert? Sjoe, dit maak my nou somme honger. Miskien het jy selfs aan ander gedink en dis ook heeltemal reg. OK, nou vir iets 'n bietjie dieper. Vraag 5. Wat presies is 'n morele les? Wat beteken dit? En dan vraag 6. Noem 2 belangrike morele lesse. Dink aan die goed wat ons leer om goeie mense te wees. Reg, kom ons kyk na die antwoorde. So 'n morele les is eintlik 'n baie waardevolle lering oor wat reg en verkeerd is. Dis so eenvoudig soos dit. En goeie voorbeelde? Wel, goed soos om met ander te deel, altyd die waarheid te praat, geduldig te wees en natuurlik om vriendelik te wees. Dis die goed wat ons help om goeie mense te wees. Sjoe, julle doen uitstekend. Kom ons beweeg aan na afdeling 2. Dit gaan alles oor geloof en simbole. Hier gaan ons 'n bietjie kyk na die verskillende gelowe wat ons in Suid-Afrika kry. Reg, vraag 7. Watter geloofse volgelinge word Jode genoem en wat is die naam van hul heilige boek? Goed, en nou vraag 8. Watter godsdiens glo in Jesus Christus en waar is hul aanbiddingsplek? Het jy jou antwoorde reg? Kom ons kyk. Die antwoord vir nommer 7 is Judaïsme en hul heilige boek word die Torah genoem. En vir nommer 8, dis natuurlik die Christendom en hulle aanbid in 'n kerk. Goed gedoen as jy dit reg gehad het. OK, maak reg vir 3 vinnige vrae. Luister mooi. Vraag 9. Wat is die heilige maand vir moslems? Volgende, vraag 10. Watter godsdienst se simbool is die Om-simbool? En laastens vraag 11. Wat glo die Bahá'í geloof oor mense? Goed, kom ons kyk gou na daai 3 antwoorde. Hier gaan ons. Vir nommer 9, die heilige maand vir moslems is Ramadan. Vir 10, daardie Om-simbool behoort aan Hindoeïsme. En vir nommer 11, die Bahá'í geloof leer ons iets baie mooi, dat alle mense gelyk is en dat daar net een God is. Ons is amper aan die einde van hierdie afdeling. Hou moed. Vraag 12. Wat is 'n kenmerk van tradisionele godsdienste in Afrika? En die laaste vraag hier, nommer 13. Noem die simbool van Islam en die simbool van die Christendom. Jy behoort hierdie een te ken. Kom ons kyk. Reg, vir vraag 12, 'n belangrike kenmerk van tradisionele godsdienste in Afrika is dat hulle glo in een hoofgod, maar hulle eer ook hul voorouers. En nou vir die simbole. Vir Islam is dit die sekelmaan met 'n ster en vir die Christendom is dit die kruis. Julle is slimkoppe. Reg, ons is by ons laaste afdeling en hierdie een is super belangrik. Afdeling 3, veiligheid naby water. Luister nou mooi en kom ons kyk wat jy onthou. Vraag 14. Wat is die allerbelangrikste manier om veilig te wees by water?
Dink mooi hieroor. En dan vraag 15, noem 2 reëls vir waterveiligheid by 'n swembad. Reg, kom ons kyk na die antwoorde. Hierdie is baie belangrik. Hier sê dit. Die belangrikste ding bo alles is om so gou as moontlik te leer swem. Dit is lewensbelangrik. En 2 reëls vir die swembad? Eerstens, moenie alleen swem nie en tweedens, moenie iemand in die water stoot nie. Maklik om onthou, né? Dis die laaste 2 vrae. Jy doen briljant. Vraag 16. Noem 2 gevaarlike dinge wat jy nooit in riviere of in die see moet doen nie. Dink 'n bietjie. En 'n heel laaste vraag, nommer 17. Noem 2 omstandighede waaronder jy nooit ooit moet swem nie. Reg, is jy gereed vir die laaste antwoorde? Reg, hier is hulle. Wat moenie jy in riviere of die see doen nie? Wel, moet nooit in vlakwater duik nie en moenie in vinnig vloeiende riviere swem nie. Dis te gevaarlik. En wanneer moet jy uit die water bly? As jy moeg of siek is of as daar 'n donderstorm op pad is. Mooi so. Jy ken jou waterveiligheidsreëls. En dit is dit, Pyke gedoen. Jy het die hele vasvra voltooi. Weet jy, elke liewe vraag wat jy vandag geoefen het, maak jou net beter en beter voorbereid vir jou eksamen. Jy is besig om jou brein se spiere te bou. So van my kant af baie sterkte met jou eksamen. Onthou net, jy het hard geleer, jy het geoefen en jy kan dit doen. Doen net jou beste. Totsiens.